Ek groet vir julle hier vanuit die Perth Afrikaanse Kerk in Wes-Australië. Nou ja, ek is 'n ouer en ek dink alle ouers wil altyd vir hulle kinders die beste hê. Maar as 'n mens dit sê, dan beteken dit jy moet aan hulle bepaalde waardes oordra wat hulle in hierdie lewe staande sal hou en wat uiteindelik ook hulle karakter sal bepaal. Nou die hele woord van die Here is vol van wonderlike waardes wat ons in ons kinders kan oordra. Maar ek het die afgelope tyd in die lees van Efesiërs 5, het ek net agtergekom dat in daardie gedeelte, voordat Paulus daarby uitkom, om te praat van hoe 'n man en vrou teenoor mekaar moet optree, naamlik dat hulle uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig moet wees, en ook verder aan in hoofstuk 6, waar hy praat van 'n vader wat sy kinders nie so moet tugtig dat hulle opstandig word nie, praat hy oor 4 baie belangrike dinge wat ek voel uit die hart van God kom. Die hart van 'n vader wat vir ons liefhet. Nou, as ek dink aan God as 'n vader, is dit natuurlik, hy is 'n wonderlike vader, hy is die perfekte vader. Aan die ander kant, as ek dink in my eie verhouding met my kinders, dan besef ek maar net dat ek so ver te kort skiet. En daarom is dit wonderlik om te weet dat daar is 'n vader, wat ek ook my kinders na kan verwys en sê, my kinders moet nou nie net altyd na my eie voorbeeld kyk nie. Ek leef ook in 'n verhouding met my hemelse Vader, soos ek wil hê julle ook in 'n verhouding met hom moet leef. Nou wat 'n mens vind in Efesiërs 5, die eerste 2 versies, is hierdie eerste beginsel. En dit is naamlik dat liefde moet ontvang word voordat jy dit self kan gee na ander. Ons weet dat die Bybel vir ons leer dat God ons eerste lief gehad het. Dit sê die eerste brief van Johannes vir ons, en dat hy ons onvoorwaardelik lief het. Die Griekse woord wat gebruik word is die woordjie agape, wat beteken dit is nie 'n begrensde of 'n voorwaardelike liefde nie. God se liefde vir jou en vir my is so groot. En dat jy, as ek vir jou sou vra, as jy vandag verstaan hoe lief die Here vir jou het, wat verander in jou lewe? Wat dryf jou lewe? Partykeer is dit geld wat ons dryf, partykeer die jaag na sukses, maar as die Bybel sê ons moet gedring word deur die liefde van God, dan gaan dit oor hierdie beginsel. Dit is die beginsel dat die liefde wat God vir my gegee het, is 'n liefde wat ek so graag met ander sal wil deel. En natuurlik, as 'n pa sy kinders liefhet, of 'n ma, 'n moeder haar kinders liefhet, dis dan wanneer hulle kan verstaan hoe om ander lief te hê en later in hulle lewe ook hulle eie kinders lief te hê. Paulus sê in vers 1, omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Vers 2, lewe in liefde soos Christus ons ook lief gehad en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het. En in daardie gedeelte verwys Paulus so vinnig na, hy sê moenie ontug pleeg nie, moenie gierig wees nie, moenie growwe, ligsinnige of vuil praatjies praat nie, om te sê dat hierdie tipe van dinge wat jy doen, dis nie 'n volledige lys nie, maar daai optrede spreek nie van hierdie liefde wat jy ontvang het nie. Iemand wat ontug pleeg kan tog nie lief hê nie. Iemand wat gierig is en wil vat wat andersin is, kan tog nie lief hê nie. So die eerste beginsel wat ek graag wil hê jy moet vasmaak, is dat die Vader, die liefde wat hy vir jou gegee het jy ontvang en kan jy dan nou aangee na iemand anders toe. Die tweede beginsel, sê Paulus, lig verdryf altyd duisternis. Ons moet verstaan dat ons is nie bestem om in duister dinge te leef nie. Die dinge wat ons aftrek, wat ons afkraak nie. Duisternis dinge is dinge wat angs wek in ons lewe, wat ons onseker maak, dinge wat vir ons ongelukkig maak. En Paulus sê, my kind, in die hart van die Vader het hy sy lig, net soos in die geval van liefde, is hy ook die bron van lig in ons lewe. En wil hy hê ek en jy moet in daardie krag lewe. Gedagtig daarin dat die goeie wen altyd die kwade. Dis nie net Hollywood wat dit verstaan nie. Die Here sê vir ons, julle is lig. Hy sê daarso in vers 8, vroeër was julle die ene duisternis, bedoelende hierdie mense wat God nie geken het, nou ken hulle die Here, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig, want uit die lig kom alles voort wat goed, wat reg en wat waar is. So jou en my lewe moet gemeet word aan daai dinge. Dinge wat goed is, dinge wat reg is, dinge wat waar is. Dit is hoe duisternis verdryf word. As jy 'n kers opsteek, dan kan die duisternis 'n kers nie versmoor nie.
Die krag van die lig van 'n kers is baie groter. Duisternis is eintlik niks. Dit is lig wat substansie gee. En daarom kan duisternis nie standhou voor enige lig nie. Paulus waarsku vir ons, en hy sê, moenie dat enige iemand jou mislei nie. So, God as 'n Vader wil vir ons sê, my kind, op my hart is dit, moenie dat iemand jou mislei, dat dinge van die duisternis in jou lewe hoort nie. Want jy het inherent die krag wat ek aan jou gee, my lig is in jou. En net so seker as wat lig altyd duisternis verdryf, net so het jy die krag om wat ook al in jou lewe verkeerd is te oorwin, want ek is by jou as jou Vader. Die derde beginsel is 'n baie belangrike een wat ek wens ook ek vir my kinders meer dalk geleer het, maar ek dink hulle besef dit vandag, want as jy dit nie leer nie, gaan jy dit uiteindelik eendag besef. En dit is dat die totale lewe is 'n verantwoordelikheid. Die lewe, al is dit 'n geskenk, word op die ouend jou en my verantwoordelikheid wat ons teenoor God as ons Vader uitleef. Iemand het eendag gesê, ek het die lewe as 'n geskenk ontvang, maar dit is my verantwoordelikheid om dit in eer na God toe terug te gee. Ek weet dat ons lewe nie in 'n maklike tyd nie. Trouwens, Paulus beskryf dit in Efesiërs 5 as 'n goddelose tyd en daarom gee hy vir ons raad. En gee God ook as 'n Vader vir ons hierdie raad. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. Wees baie versigtig hoe julle lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. En dan daarmee saam ook, nie net dat jy jou verstand gebruik nie, maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Dat jy die geleenthede, weet, daar's 'n Engelse woord wat gebruik word om te sê, baie mense het op die ouend op hulle sterfbed 'n regret van wat hulle nie gedoen het nie. Jy moet die lewe as 'n geskenk met verantwoordelikheid aanvaar, maar 'n deel van daai verantwoordelikheid is, benut die geleenthede wat op jou tafel kom, wat oor jou lewe kom. Daar's altyd 'n risiko aan verbonde, kan ek dit maar vir jou sê, enige geleentheid het sy risiko's, maar jy gaan eendag dit meer uiteindelik vir jouself kwaadlik neem, dat jy daai risiko nie geneem het nie, as wat jy dit geloop het, en miskien dalk 'n les geleer het. Paulus sê, jy moet hierdie verantwoordelikheid wat die Here vir jou gegee het, moet jy elke dag beoefen met die gesonde verstand, wat hy vir my en vir jou gegee het. En die laaste waarheid, en miskien die mooiste, die belangrikste, is maar net hierdie gedagte wat 'n mens ook in Prediker gevind het. Lewe vir die Here, leef tot sy eer. En die oomblik as die woord van die Here vir ons sê, leef tot eer van God, dan kom daar altyd hierdie woorde by. Hy het ons sy gees gegee. Deur sy Heilige Gees wat in ons almal is, en ons weet nou, hy is deur liefde in ons, hy is as die lig in ons, hy gee vir ons 'n verantwoordelikheid, maar dan stel hy deur sy Gees vir ons in staat om ons lewe, en deur ons lewe, om te eer. Paulus sê, en hy gebruik 'n voorbeeld, hy sê, ons verstaan wat dit beteken, as 'n mens jou met drank, jou liggaam as jy dit gebruik, as jy die vog van die wynstok gebruik, dan beïnvloed dit op die ouend jou, hoe jy voel, hoe jy dink, en hoe jy optree. En as 'n Vader kom sê die Here vir jou, in plaas van dat drank jou lewe se gedrag bepaal, gee vir my as Vader, deur my Gees, laat my toe om jou te help, om soos ek lief te kan hê, soos ek lig te wees, soos ek met verantwoordelikheid te kan lewe. Nee, laat die Gees julle vervul, sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Nou sing is altyd woorde wat 'n mens onthou. Sing gaan oor die woorde wat jy letterlik op jou hart geskryf het. So met ander woorde, as Paulus sê, sing tot eer, dan is dit daardie liedere wat jy ken, waarmee jy die Here dank, en waarmee jy vir hom sê, Here, ek is lief vir U, as my Vader. Weet julle, vir God as Vader is daar niks wat vir hom belangriker is om uiteindelik te hoor dat ek en jy hom lief het en dat ons dankbaar is nie. Dankbaarheid verander ons totale lewensingesteldheid. En ek weet, ek self moet nog baie rakende dankbaarheid leer. Ek wil net graag ten slotte vir jou daarop wys, dat in Romeine 8 vanaf vers 15 sê Paulus vir ons dat hierdie einste Gees van God, wat aan ons gegee is, maak ons nie tot slawe nie, en laat ons nie meer in vrees lewe nie. Nee, ons het God se Gees ontvang, wat ons maak
kinders van God en wat ons tot God laat roep. Abba, dit beteken Vader. Ek en jy het so voorreg om God as 'n Vader te hê. En ons kan altyd streef daarna as aardse paas en maas om vir ons kinders ook dit te wees. Maar dankie vir hom wat vir ons hierdie voorbeeld is. En wat vir ons kom sê, maar my kind, ek het vir jou my liefde gegee. Gaan deel jy dit. Ek is die lig wat in jou is. En daai lig is 'n groot krag. Die Bybel sê vir ons op baie plekke, jy verstaan nie en ek verstaan nie hoe groot is hierdie krag wat God in ons uitoefen nie. En dan dat ek en jy met verantwoordelikheid sal lewe, verstandig, die beste gebruik maak van elke geleentheid. En dan natuurlik dat my en jou lewe tot eer van die Here sal wees. Soos Prediker sê, leef vir die Here. Laat my lewe, my opstaan, my slaap, my alledagse handel en wandel tot sy eer wees. Nou vir die van julle wat in die noorde van Perth is, julle is baie welkom ons eredienste Sondag 9:30 by te woon. En vir jou alles wat mooi is, tot ons weer gesels. Totsiens.